jou Bybel vanmôre saamgebring het, wil ek vra dat jy vir my se oopmaak daar by Lukas hoofstuk 19 vers 30. Ons gaan net so 2 verse lees. Maar ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die tema hier op die eerste Sondag van 'n nuwe jaar en 'n nuwe maand. En my tema vanmôre is eenvoudig: maak hom los. Maak hom los. En ek lê met die Bybel oopmaak Lukas 19 en om net so 'n bietjie daar hou, ons gaan net daar lees, maar ek wil eers so 'n bietjie met jou begin gesels. Daar's 'n ou spreekwoord en die spreekwoord lei soos volg: die donkie is 'n wonderlike ding. Wie ken dit? Daar's so 'n liedjie oor die donkie. Die donkie is 'n wonderlike ding. En vir hierdie oomblik kan jy seker vra, so, waarmee is die pastoor vanmôre besig? Dit is die eerste Sondag van die jaar en hy wil praat oor maak hom los en hy wil praat oor donkies. Maar ek wil net vanmôre so 'n bietjie jou aandag op fokus hou. Ek wil sien as jy warm nie is, kry jy warm hier. Sien jy prikkel hier rond, jy sit nie baie saam. Maar ek wil hê moet vanmôre so 'n bietjie fokus op dit wat die Here vir jou vanmôre wil sê op die eerste Sondag van die nuwe jaar, want dit waarmee ons gaan begin, gaan die hele jaar in ons lewe manifesteer. So, sien Sonja, as ek op net gehoor wat ek sê. Dit waarmee jy op die eerste Sondag begin, dit is al hoeveel kere deur die eeue bewys, is dit wat die hele jaar in jou lewe gaan manifesteer. Kom ek gee jou 'n simpel voorbeeld. As jy maandag opstaan met 'n goeie gemoed, gaan jou hele week goed wees. Maar as jy maandag opstaan en jou gemoed is bitter en swaar, gaan jou hele week morbid wees. En daarom wil ek vanmôre op die eerste Sondag so 'n bietjie met jou gesels en mag dit jou lewe so 'n bietjie verander. Mag die volgende 51 Sondag van hierdie jaar gekenmerk word deur die tema maak hom los. Maak hom los. Nou, wat weet ons van 'n donkie af? Wie donkies op sy plaas of sy boer? Okay. En daar's 'n paar dinge wat ek van 'n donkie af weet. In die eerste plek, 'n donkie is 'n ou vaal eentonige dier. Hy's so bietjie stadig, hy's hardkoppig. Dit is eintlik maar gebruik om goed op te pak. Soms, seker ook nie een van die mooiste diere wat jy gekry het nie. Minder waardig, nie so gewild nie, verseker ook nie so mooi en so duur soos 'n perd. Daar word gesê dat konings en priesters en profete in die Bybelse tyd op die mooiste perde gery het. En selfs nou in Engeland, as die koning ging of die koning nou so draai deur die strate wil maak, dan kry hy die beste perd om daardie goue koets te sleep. Geen koets word deur 'n donkie gesleep. Ek praat nie van 'n donkie karretjie nie. Ek praat van 'n koets. Geen koning ry op 'n donkie. Hy ry op die mooiste wit perde. Ek het nog nooit, ek dink my oë besig om te slaap. Ek het my probleem. Ek kan nie lees nie, ek skryf dit. Ek sal 'n bril kry. 'n regte bril, nie kliksbril nie. Kan julle my sien? Nou kan ek julle nie sien. Ek het probeer rondsoek. En ek kry nêrens 'n skildery wat duur pryse behaal het van 'n donkie. Maar as ek so 'n bietjie rondblaai en 'n bietjie rondsoek, dan kry ek oral 'n skilderye van perde wat trippel en perde wat skier. Ooral mooi. Elia is nie deur 'n donkie kom haal nie, hy het deur 'n perd kom haal van vlieg. Ek sien nêrens in die geskiedenis dat die voorvaders donkies gemaak het, monumente van donkies en daar staan 'n donkie nie. Ek weet daar in die Voortrekker monument is 'n bronsbeeld van hierdie perd wat gereed is vir oorlog en Andri Spies staan op 'n perd wat uit marmer en klip gemaak is, nie 'n donkie nie. Daar in Bloemfontein in die oorlogmuseum is daar die mooiste perde wat uit klip uit gekap is, nie 'n donkie, want die donkies is eenvoudig. Donkies is minderwaardig. Donkies het nie dieselfde waarde as 'n perd nie. 'n Perd is duur, hy's sterk, hy's statig, hy's vinnig, hy's trots en 'n donkie is 'n nederige ou diertjie. Dink vir 'n oomblik aan daardie tekenprentjie van Shrek van die ou donkie. Hy's die ou dom enetjie. Hy's die enetjie wat altyd maar net so agter rond trippel en hy's nie een met klas en met styl en
Die donkie is maar eenvoudig. En ek wonder vanmôre, as ek so na jou kyk, hoeveel donkies sit vanmôre hierso? Kom aan. Hoeveel mense is hier wat sê, weet jy wat pastoor, ek is maar die donkie van die huis. Ek is maar die ou donkie van die familie. Ek is selfs die ou donkie wanneer dit by die kerk kom. Ek is die ou lelike vaal enetjie, die een wat ongeïnspireerd is, die een wat nie vreeslik merkwaardige veranderinge doen nie, die een wat ons op die agtergrond is, die een wat altyd die werk moet doen, maar die een wat bitter wanneer 'n krediet kry. Ek voel vanmôre soos 'n donkie. Ek sien die perd nie. Ek sien die perd in die familie nie, ek sien die perd in die kerk nie, ek sien die perd by die werk nie, ek is maar net al die ou donkie, die een wat die goed op gelaai word, en die een wat die dom werkies moet doen, die een wat al die rondom die paal moet loop. Ek word nie raak gesien nie, as die koning kom, dan kies hy die perd, die donkie bly in die stal. Wie voel so? So, dit is gelukkig nog ek so. En ek wil hê met hierdie idee, moet jy net pas, ons gaan terugkom hierna. Jy sien die Bybel praat oor die 150 keer oor donkies. Moenie bekommerd wees nie. Ek gaan nie 150 voorbeelde gee. Maar ek wil gou voor ons begin met maak om los, wil ek bietjie met jou praat oor die donkie. Ek lees daar in Numeri 22 vers 21 dat ou Biliam het 'n donkie gehad. Nou, as jy die geskiedenis mooi sal verstaan, is 'n donkie iets wat iemand gekry het en dit was sy rydier, dit was sy pakkie. Sy pakkie raak as wat ek en jy oor ons pakkies voel. So nou Biliam oor sy donkie gevoel. Sy donkie was sy ryding, dit was sy Ford Ranger, dit was sy Isuzu, dit was sy Hilux. Dis om jy gery het. En nou Biliam klim op sy donkie en die Here sê, maar ek is nog nie met jou klaar nie. Draai om en gaan terug na die stad toe. En hy weier, weet jy wat doen God? Hy praat hier 'n donkie om vir Biliam te sê, jy moet stop en teruggaan. En ek leer iets hierso. Want God gebruik eenvoudige mense om die werk van God te doen, sodat God se koninkryk verheerlik kan word. Ek lees daar in Genesis 22:35 dat Abraham moet sy enigste seun gaan offer. En ons ken die verhaal. Ons weet van die hout en ons weet van die vuur, ons weet van die lam wat God verskaf het en ons weet van die mes en ons weet van die altaar, ons weet van Abraham, ons Isak. Maar weet jy, binne in hierdie verhaal was daar 'n donkie? Abraham sit die hout wat op die berg moet kom op 'n donkie se rug. Dis nie toevallig nie, want God wil my vanmôre leer, al maak dinge nie saak nie, wees gehoorsaam aan die Here. Vat die ding wat jy moet dra, gaan teen die moeilikheid op, want God gaan daar bo voorsien. Nou ek leer nog 'n verhaal. Daar in Eksodus 4 vanaf vers 20 kry God die opdrag aan Moses, gaan Egipte toe en gaan bevry my volk van slawerny. Weet jy nou was 'n donkie in daardie verhaal? Die Bybel sê in Eksodus 4 vers 20 dat toe Moses by sy huis wegry en hy besef hy gaan nou Egipte land toe kry hy vir hom 'n pakdier, 'n donkie, en hy laai al sy losgoedjies op, want hy moet Egipte land toe gaan. En ek besef net hier op een goed, wanneer God iets wil doen, gebruik hy donkies om dit so te vat. Ja, die Here het Moses gebruik, maar hy het iets nodig gehad om dit wat hy moet gebruik so toe te vat. En baie keer is ons nie die Moses in die verhaal nie, maar baie keer is ons die donkie wat net moet sorg dat dit wat gebruik gaan word by Egipte uitkom, sodat Moses 'n wonderwerk. En dis oukei. Ek hoef nie die wonderwerk te doen nie. Ek hoef nie die een te wees deur wie God werk nie, solank ek net iewers iets kan doen vir die Here. In 1 Samuel 9 vers 7 lees ek 'n baie mooi verhaal. Ou Saul se pa se donkies is weg. Jy ken die verhaal. En ou Saul is besig om sy pa se donkies te soek, en in die proses word hy gesalf as die eerste koning van Israel. En ek leer iets, baie keer staan ek en jy op met 'n gewone taak vir die dag. En die Here sê ek wil hierdie gewone taak gebruik om konings van jou te maak. Ek wil die gewone daaglikse ding wat jy elke dag doen, wil ek gebruik om jou konings van hierdie wêreld te maak. My laaste voorbeeld, Rigters 15:15, leer ek, ou Samson word kwaad en hy wil 'n paar Filistyne seermaak. Weet jy wat gebruik hy? Die Bybel sê, hy gebruik die kakebeen van 'n donkie en hy slaan duisende Filistyne
dood. Nie deur krag of deur geweld. God gebruik dit wat beskikbaar is, al is dit 'n dooie donkie se kant. Ek leer verder dat donkies reg deur die Bybel 'n teken was van voorspoed. Genesis 24:35 lees ek dat Rebekka en Isak was ryk geweest en dan sê daar, hulle het baie donkies gehad. Ek leer ook dat donkies 'n teken van herstel was. Daar in Job 42:12, nadat Job alles teruggekry het wat hy verloor het, sê die Bybel, en hy het baie donkies gehad. So donkies is ook 'n teken dat God wil herstel. Maar dan kom ek, en ek lees Psalm 20:7, en die Bybel sê, moenie op perde vertrou nie, want hulle val uit mekaar. Moenie op perde vertrou nie. Dis asof die Bybel sê, hoor gou mooi, ek en jy is die ou donkie van die wêreld en dit is oukei, dis reg, want Jesus het donkies in hierdie wêreld nodig. Jesus het donkies nodig om iets in sy koninkryk te doen. Jesus het donkies nodig om 'n voorbeeld te wees daar buite en om sy evangelie aan die wêreld te gaan verkondig. En ek weet jy voel soos 'n donkie baie ongesien, swak, nederig, onbelangrik, asof niemand in jou belang stel nie. Maar ek het vanmôre gekom met goeie nuus dat Jesus kyk anders na die wêreld. Hy kies juist die donkies. Hy kies juist die donkies. Hoor gou, wat sê 1 Korintiërs 1:27? Hy sê, maar wat swak is, het die wêreld gelos, maar God het dit uitgekies om die wêreld te laat beskaam. Dit wat swak is in die wêreld, het die wêreld een kant toe geskuif, maar God kies juist dit wat swak is om die wêreld iets te wys. God los die perde, hy kies die donkies om daar buite 'n verskil in mense se lewens te maak. Jy sê dalk vanmôre, "O pastoor, ek is net goed genoeg om huis skoon te maak, die kos te maak, die kinders groot te maak. Ek is net goed genoeg om die vuilwerk by die werk te doen." As daar iemand is wat nie hierdie taak wil doen nie, dan sê hulle, "O, jy gaan dit doen, want jy's die ou donkie." God sê moenie so na die wêreld kyk nie. Ons het verlede week gehoor, God sê ek en jy moet anders te kyk. God soek nie die perde nie. God soek vanmôre donkies wat hy kan gebruik tot eer en verheerliking van sy heilige naam. En al is ek die donkie wat die mense by die deur groet, dan wil ek die beste donkie wees wat daar op die fontein gesien. Jy wil 'n voorbeeld hê, nie? Ek lees van 'n man, sy naam was Smith Wigglesworth. Ek het al baie oor hom gepraat. So hierdie man het 'n indruk op my lewe gemaak. As jy regtig as jy 'n boek van hom kan kry, lees dit. Hy was 'n elektriesien, daar's niks fout met dit nie. Ek wil net iets vir jou vasmaak. Ongeskoold, ongelet. Hy was nie so slim soos hy was. So daai dae het hy ontsettend goed gedoen na die eksamen. Hierdie ou Smith Wigglesworth was 'n eenvoudige man. Die Bybel sê, die boeke sê, hy was disleksiek. Hy kon nie skryf nie. Hy kon niks doen nie. Maar wanneer hy op 'n kansel gestaan het, daardie ou donkie val met sy ou swart hoedjie en op die einde het hy so 'n swart kiertjie gehad. Hy het nie op hom gedruk nie. Hy het net met hom so gepoint waar hy rondgeloop het. Hierdie ou oom, wanneer hy op die kansel gestaan het, van God donkie gebruik om wonderwerke te doen, om siekes te genees, om sondaars tot bekering te kry, om mense uit die dood uit op te werk. En duisende mense het tot bekering gekom, nie deur die perde nie, maar deur die donkies van hierdie wêreld. En ek kan vanmôre aanhou met voorbeelde op voorbeelde. God soek nie die sterkstes nie, hy soek die bereidwilliges. Kom ek lees nog 'n gedeelte. Lukas 19. Net 2 verse, vers 30. Hy sê, en daar's gesê, gaan in die dorpe reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n esel vind, 'n donkie. En hy was vasgemaak. Hoor gou mooi, waar geen mens ooit al opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hulle sê, die Here het hom nodig. O, prys die naam van Jesus. As jy binne in die stad inkom en daar's 'n ou donkie, dan maak jy hom los. Hoekom? Want die Here het
hom nodig. Ek wil jy moet vanmôre die ou prentjie kry. Jesus stuur sy disippels, 2 van hulle in. Hy sê, gaan gou in Jerusalem in. En as julle in Jerusalem inkom, dan soek julle vir my die witste en die sterkste perd wat julle kan kry. En dan gaan haal julle die grootste koets en dan kom haal julle my. Nee, dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê vir sy disippels, as jy in Jerusalem ingaan, sal jy vind daar en daar is 'n ou donkie vasgemaak met 'n tou aan 'n paal. Onbelangrik. Ek weet nie hoekom was hierdie donkie vasgemaak nie. Miskien was hy nog jong. Miskien het hy dalk 'n gebrek gehad. Miskien was daar fout met hierdie donkie. Miskien was hierdie donkie siek. Onthou, 'n donkie was 'n werkesel. So in die Bybelse tyd kon 'n donkie nie by 'n paal gestaan het nie. Hy moes iets gedoen het, of hy moes die wielies getrap het, of hy moes die ploeg gesleep het, of hy moes 'n karretjie getrek het. Jy staan nie net by 'n paal in Jerusalem nie. Jy moet iets van God doen. En die Here sê, gaan in Jerusalem in, en dan kry jy 'n donkie. Hy's vasgemaak aan 'n paal. Daar moet fout wees met hierdie donkie, want niemand wil hom hê nie. Hulle stap verby hom, die een na die ander stap verby hom. Niemand sien hom raak nie. Niemand gee aandag aan hierdie donkie nie. En die Here sê, as jy daar by daardie donkie kom, dan maak jy hom los. Jy maak die tou van sy nek af. Jy maak hom los, en as enige een durf om te vra, wat wil jy met hierdie donkie doen? Dan sê jy, God het hom nodig. Ek het vanmôre gekom om vir jou te sê, die wêreld kyk verby jou. Die wêreld kyk en hulle wil geen aandag aan jou hê nie. Dit's fout met jou. Jy siek, jy dalk gebreklik. Die wêreld wil niks met jou te doen hê nie. En die Here sê, gaan haal daardie donkie. Gaan maak hom los. En as enige een durf om te vra, wat doen jy? Dan sê Jesus, het hom nodig. Ek het gekom vanmôre met 'n eenvoudige boodskap. Hartbeesfontein wil jou nie hê. Die wêreld wil jou nie hê. Jy doen aansoeke en niemand wil iets vir jou doen nie. Jy kry nie 'n kontrak nie. Jy kry nie werk nie. Jy kry nie 'n man nie. Jy kry nie 'n vrou nie. En jy voel minderwaardig. Jy voel soos die donkie en die Here sê, ek het 'n plan. Ek het 'n plan. Miskien is hy sieklik, miskien is hy gebreklik. Ek weet nie wat die fout met hierdie ou donkie was nie. Daar moes fout met hom gewees het die wêreld gesê. Want hoekom sal 'n donkie wat gesond is, wat sterk is, wat bruikbaar is, hoekom sal hy vasgemaak wees? En Jesus sê, maak hom net los. En bring hom na my toe. Maak hom los en bring hom na my toe. So, ek het vanmôre gekom net om eenvoudig vir jou te sê, jy kan in 2026 nie meer vasgemaak word aan die paal. Jy kan in 2026 nie meer by die paal vasgemaak word nie. Jy sal moet loskom om vir Jesus iets te doen. Miskien is jy vas met die toue van jou tradisie. Jy's vas met die toue van menslike ideeë of geestelike hoogmoed of iets van jou verlede of onvergewendheid of sondes of vrees of skuld. Iets het jou vasgemaak en die Here sê dis tyd vanmôre om los te kom. Dis tyd vanmôre om los te kom. Dis tyd vanmôre om losgemaak te word sodat jy iets in hierdie jaar vir Jesus kan beteken. Ons 'n paar goedjies gou vir jou uit hierdie verhaal uithaal. Die eerste ding, God sien wat ander mense miskyk. God sien wat ander mense miskyk. Almal het verby hierdie donkie geloop. Dit was by die ingang van Jerusalem. Almal loop verby hierdie donkie. So, sy sleutel is in sy ignition, maar niemand vat hom. Kry die prent? Sy deure is oop. Niemand vat hom nie. Niemand wil iets met hierdie donkie te doen hê nie. Jy sien, die wêreld sien jou as vasgemaak. Die wêreld sien jou vol foute. Die wêreld sien jou met gebreke. Die Here sê, ek het jou nodig. Maar liefs, ek het jou nodig. Kom net, ek het jou nodig. Sien, die wêreld kyk mis wat God raak sien. Ek lees 'n baie mooi verhaal daar in Johannes 11:44. Ou Lazarus is dood en Jesus sê, rol gou vir my die klip weg, jy ken die verhaal. En toe Lazarus so uit die graf uitloop met daardie lappe so om hom gedraai, dis Maria, hulle bly, ons boetie lewe. Maar Jesus sê, weet jy wat, ek sien anderste. Maak hom los. Maak hom los. Ja, hy lewe, maar hy's toegedraai met die doeke, maak hom net los, sodat hy iets vir die koninkryk
kan beteken. Dit wat die wêreld miskyk, is juist dit wat God wil gebruik. Ek en jy, so die wêreld kyk ons mis, die wêreld kyk anders na ons as wat Jesus na ons kyk, en dit is oukei. Dis oukei. Ek wil nie 'n perd in die koninkryk wees nie. Ek wil 'n donkie wees, sodat Jesus my in hierdie jaar in 2026 kan gebruik tot eer en verheerliking. Die tweede ding wat ek leer is, jy is nie minderwaardig. Hoor gou mooi. Jy is vasgemaak, maar jy is nie minderwaardig. Gaan dit weer sê. Iemand moet hoor. Jy is vasgemaak, maar dit bepaal nie jou waarde. Die ou donkie was vasgemaak met 'n tou om sy nek. Ek kry die prentjie van hoe die bloed al hier om sy nek, die vel is afgeskuur, soos wat daardie tou rondom sy nek geskaap het. Miskien kon hy nie water kry of kos kry nie, want hy was vasgemaak, maar dit het nie sy waarde bepaal nie. God bepaal jou waarde. God bepaal jou waarde. Ons ken almal die ou storie van die twee donkies wat die gras geëet het en toe sê die een donkie, ek verstaan nie die ou wêreld nie. Gister toe kom ek Jerusalem in en toe gooi die mense takke en blare en klere in hulle en hulle juig toe ek inkom en vanoggend toe ek instap, toe gee niemand aan my aandag. Want Jesus is nie op jou rug nie. Dit gaan nie oor die donkie nie, dit gaan oor wie op die donkie is. Jy is vasgemaak, maar jy is nie onwaardevol nie. Jy is eintlik gereserveer vir 'n tyd soos hierdie. Jy is eenkant toe geskei, jy is heilig uitverkoop vir 'n tyd soos hierdie. En ek bid vanmôre, en dit is my gebed, dat die Here jou in hierdie dag sal losmaak van wat ook al jou vasmaak, sodat jy uitverkoop vir Jesus Christus sal wees. Jy's vasgemaak, jy's nie onbruikbaar nie. Jy's vasgemaak, Jesus het jou nodig en hy wil jou intrek om iets met jou lewe te kan doen. Prediker 3 vers 1 sê, daar's 'n tyd vir alles. Hoor gou, dis 'n tyd om los te kom. Dis 'n tyd om los te kom. Los van jou verlede, los van jou selfgeskuld, los van alles wat jou enigstens kan vashou en net vorentoe kan. In die derde plek, die opdrag is eenvoudig. Jesus sê, as jy in Jerusalem inkom en jy die donkie kry, is daar net een opdrag. Maak hom los. Nie los hom alleen nie los hom daar nie, kyk vir iets anders nie, kyk vir iets wat sterker is nie, kyk vir iets wat al meer bruikbaar is nie, kyk vir iets wat die seer op sy nek het nie. Hy sê, die boodskap is vanmôre nog steeds dieselfde. Maak hom los. Maak hom los. Daar's geen ander opdrag wat die disippels gekry het nie. Johannes 8:36 sê, as die Seun jou vrygemaak het, as die Seun die tou van jou nek afgehaal het, sal jy vry wees en jy sal waarlik vry wees. Maak hom los. Jy wil 'n voorbeeld hê. Paulus en Silas, ek hou van dit. Hulle is in die tronk en hulle is vol boeie. Weet jy wat doen die Here? Hy maak hulle los. Dis die opdrag. Gaan maak hulle net los. Gaan maak hulle net los. Ek lees in Lukas 13 van 'n vrou wat lam was en sy het op die Sabbatdag as sy genees het. Dit was 'n groot probleem vir die Fariseërs. En dan sê vers 16 van Lukas 13. Hy sê 18 jaar lank was sy gebind gewees. Vir 18 jaar was sy gebind. Moes hierdie vrou nie losgekom het nie? Moet jy nie loskom van dit wat jou vashou nie? Die mense wat al van 18 jaar vasgebind is, en die opdrag is eenvoudig, gaan maak hom net los, gaan maak hom net los, bring hom na my toe, 2026, van 'n jaar wees, wat ons gaan losmaak. Ons gaan losmaak, oh, glory to God, oh, prys die naam van Jesus, ons gaan mense losmaak, deur die werking van die Heilige Gees. AGS Hartbeesfontein gaan gekenmerk word, deur 'n gemeente, waar donkies losgemaak is, en die naam van Jesus uitgaan. In Lukas 8,
leer ek van 'n vrou, Maria Magdalena, sy het 7 demone in haar gaar. Weet jy wat gebeur? Sy word losgemaak. En sy beweeg saam met Jesus tot by die kruis. Ek leer van hoeveel voorbeelde van mense wat vasgebind is. 2026 gaan die jaar wees waar die toue en die boeie en alles wat jou vashou, die tronkdeure met een opdrag gaan opgelos word. Maak hom los. Nommer 4. Die rede bly dieselfde. Die rede bly dieselfde. Die rede is net, ek het hom nodig. Net gou vir die persoon langs jou sê, die Here het jou nodig. Die Here het jou nodig. Hoor gou, dis maar net hoe my brein dink. Jesus het gestap tot by die ingang van Jerusalem. Hallo? Hy kon ons maar gestap het. Verder in. Hallo? Stap was nie 'n probleem in daardie tyd nie. Omdat ek nou net kafee toe moet stap as ek dood. Maar stap was nie 'n probleem nie. Jesus was gewoond aan stap. Jesus sê nee, ek het vanmôre 'n donkie nodig. Weet jy wat kom op my op? Net so nou en dan. As jy opstaan in die oggend dan sê jy, Here, ek wil vanmôre 'n donkie wees. Ek wil vanmôre 'n donkie wees, gebruik. En wanneer jy dit bid, beloof ek jou 100% God gaan jou hoor. Jesus kom ingeloop en hy sê nee, ek het 'n donkie nodig. Nie 'n perfekte donkie nie. Nie 'n donkie wat sterk is nie. Nie 'n indrukwekkende, groot geboude donkie nie. Net 'n beskikbare donkie. En ek is vanmôre beskikbaar. Kan ek jou hand sien? Here, hier is ek. So, Andre, jy steek jou hand op. Vandag, ek is hier, Here, beskikbaar. Beskikbaar vir 2026. En as die Here my wil gebruik, dan wil ek sommer self die tou aanhaal. Ek sê, Here, hier is ek. Klim op my, sodat ons mense se lewens kan verander. 2 Korintiërs 6 vers 1 sê, ek en jy, ons is medewerkers van God. God het ons nie nodig nie, maar hy wil jou gebruik. En ek het gelees sê, God het ons nie nodig nie, hy wil ons gebruik. Die Here openbaar gou iets aan my. Miskien was daai donkie oud. En die eienaar het gesê, laat hom maar net daar in die hoekie staan. Hy's oud, hy het klaar sy job gedoen. Laat hy net daar staan. Laat hy net daar staan. Laat hy maar eet. Ons kan hom nie gebruik nie. Hoor gou. Jy's nooit te oud om iets vir Jesus te doen. Jy's nooit te oud om iets vir Jesus te doen. Kan ek om Charles wil sponsor? Om Charles het verlede jaar gesê, hy dink hy's nou klaar met hierdie kerk se bestuursraad. Hy's daar nou 80, toe sê ek, dis sal die dag. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Die Here wil jou gebruik. Die Here wil jou gebruik. So moenie agter ouderdom skuil. Moenie sê, "O Here, ek het my kans gehad. Ek het baie dinge gedoen." Nou vir die jong mense se gebeur. Ek wil die jong donkies vorentoe skuif. Sien nou alles lag lekker. Ons gaan nou vir die jong mense. Nee. Here sê ek het 'n donkie nodig. Ek het net iemand nodig wat wil opstaan en sê, "Here, ek is bereid. Here, kom gebruik my." Jy wil 'n voorbeeld hê, kan jy 'n voorbeeld gee. Jesus is besig om die evangelie te verkondig. Hy praat van duisende mense. En hulle raak honger. En hulle bring 'n ou seentjie na Jesus toe. 'n Kind. 'n Ou seentjie wat eintlik geen idee het van getal en van honger en van kos nie. En hulle sê, "O Jesus, hier's 'n ou seentjie met 'n paar broodjies." En Jesus sê, "Maak hom net los. Maak hom net los, maak pad dat hy kan vorentoe kom, sodat ek dit wat in sy hand is kan gebruik." Miskien kyk jy vanmôre na jou hand en sê, "O, ek is 'n ou donkie, maar ek het niks." Amen. Want met niks maak Jesus iets. Met niks maak Jesus iets. Daar's 'n ou vrou, sy sit by die put en Jesus kom verby en hy sê, "Ag, gee my so 'n bietjie water." En hierdie vrou begin haar verhaal vir Jesus vertel, hierdie Samaritaanse vrou. En Jesus, al wat Jesus maak, hy maak haar net los. Hy maak haar net los van wat mense van haar dink, wat sy van haarself dink, haar ideale, haar drome. En Jesus sê, "Weet jy wat? Gaan, ek het jou nodig. Gaan net, ek het jou nodig." En dan word vertel hoe sy hele dorp tot bekering gekry het.
Jy hoef nie sterk te wees nie. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy moet net bruikbaar wees. Ons sing dit so baie, daai liedjie van onbeskaamd, ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Maar dan moet jy nou al reeds van jou nek wees. Ek sluit af. Wat gebeur as jy losgemaak is? Ek weet jy ken dit. Jy ken die verhaal. Hierdie donkie word na Jesus toe gebring. En 'n eenvoudige, vaal, grys donkie word 'n instrument van God om Jesus die verlosser na die kruis te bring. 'n eenvoudige donkie. Wat sal gebeur as ek en jy net sê, Here, hier is ek, gebruik my in 2026. Jy word deel van God se plan. Hierdie ou donkie het nooit besef dat hy die koning van die konings tot by Golgotha die pad sal voorberei van so iets op pad. Besef jy dat daar jou klein deeltjie wat jy vandag in iemand of in ons gemeente of in jou huisgesin se lewe gaan doen, kan dalk mense se lewens radikaal verander. Maar Here, ek is 'n donkie. Kry eers dit in die perd. Here, gebruik jy dit vir jou hand en vou wimpie, net nie vir my nie. Ek is maar jou donkie. Ek is right om hier agter te loop. Ek is so right om net die ou vuilwerkies te doen. Die Here sê nee, ek kyk anderste. Ek soek in hierdie jaar donkie wat sal opstaan en iets vir my doen en die eer sal aan Jesus kom. Sluit af. Galasiërs 5:1 sê: Staan dan vas in julle vryheid waarmee ek julle vry gemaak het. Jy's vry. Jy's vry om iets vir Jesus te doen. In hierdie jaar wat verby is, het ek baie kere dan moet ons iets doen en dan sê ek, Here, maak hulle net los. Maak hulle net los. Here, ons het iets nodig, ons moet iets doen. Daar's 'n taak wat gedoen moet word. Ons moet 'n uitreik doen of ons wil koppie toe gaan. Here, ons wil bid vir ons dorp, maar Here, daar's nie mense nie. Here, maak hulle net los. Ons sien ons het hierdie voorgestelde idee dat ons moet in die hoekie staan met die tou om ons nek. Die Here het genoeg perde wat hy wil gebruik. Vanmôre wil ek bid dat die Here jou sal losmaak. Losmaak van jou voorgestelde idees, los van hoogmoed, los van vrees, los van skuldgevoelens, losmaak van dit wat mense oor jou lewe geprofeteer het en gespreek het, losmaak van jou foute van die verlede, losmaak van enigiets wat jou kan vasmaak, los van jou verslawing sodat Jesus jou kan gebruik. Ek hoor dit so baie, pastoor, ek kan nie dit doen nie. Ek het maar hier een probleempie, wat ek moet klaarmaak, dan bid ek dat jy in 2026 sal klaarmaak met dit, sodat God jou kan gebruik. Kan ek gou 'n paar donkies hande sien? Dink ons moet vanmôre eers begin om te sê, Here, vergewe my. Here, ek het gedink die perde nodig. Ek het gedink die sterk diere nodig. Wit perde met lang maanhare. Here sê nie, ek soek jou. Ek wil eers begin en sê, Here, vergewe my. Dat ek baie keer gedink nie, U kan my nie gebruik. Here, U soek ek. In die tweede plek, wil ek vanmôre vir jou vra, wil jy nie in die gees jou hande opsteek? Jy kan dit eintlik reg opsteek en sê, Here, hier is ek. Ek is net 'n donkie. Maar Here, U weet wat my vashou. Want ons elkeen het vanmôre 'n tou wat ons vashou. Here, U ken my omstandigheid. Here, U ken my behoeftes. U weet waartoe ek gaan. En ek wil net vanmôre kom en bid, Here, kom maak my los. 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 So. Here, wys my iets. As jy op die highway of iewers ry en die pad is besig na 'n donkiekar aankom, dan hardloop die donkie so lank op pad dat hy sy oorklappies. Dis tyd dat die Christene oorklappies moet kry, hoor. Dis tyd dat die Christene oorklappies moet kry. Ons is gefokus op wat op die highway gebeur. Ons is gefokus wat hier langs ons gebeur, in plaas van om gefokus te wees op vorentoe te gaan.
Ons raak gerattel, ons raak bekommerd, ons raak ongemaklik as die goed die vinnig verby ons hardloop. En die Here sê, die perde hardloop vinnig, ek het donkies nodig om die vrag na bo toe te vat. En ek wil vanmôre kom bid, Here, om gee ons oogklappe, dat ons nie deur hierdie wêreld op kant gevang sal word nie. Dat hierdie wêreld ons nie gerattel sal maak nie, maar dat ons oog gefestig sal wees op Jesus en op die opdrag wat ons het. As jy in hierdie jaar 'n donkie wil wees, jy gaan saam met my opstaan. Nie staan omdat almal staan nie. Staan vanmôre omdat jy sê, Here, hier is ek. In 2026 en ek 'n donkie vir Jesus. Here, ek wil vanmôre my hand uitstrek vir hierdie gehoor. Van die Marita af reg rondom tot hier by Samson. En ek wil vanmôre kom bid, Here, kom maak ons los. Here, maak ons los. Jesus, maak ons los, sodat ons vrylik kan werk vir Jesus. Here, my gebed is dat die enige hindernis uit ons pad uit sal wegvat. Here, dat U ons sal blind maak vir die stem en die goed wat in die wêreld aan die gang is, en dat ons gefokus sal raak op Jesus. Here, ek wil vanmôre kom bid, gebruik my tot eer en verheerliking van Jesus. Here, maak my 'n instrument in U hand. Here, ek is 'n donkie, ek het nie baie gawes en baie talente nie, maar Here, ek is beskikbaar tot eer en verheerliking van Jesus. En ek wil vanmôre kom bid, Here, begin by my. Begin by elke departement, Here, begin by elke huisgesin, dat ons môre op 'n plek sal kom wat ons sal sê, my fokus is Jesus, ek wil loskom van hierdie wêreld. Die tyd is te min, ek kan nie meer speel nie, ek wil Jesus verheerlik in alles wat ek doen. Here, klim op my, klim die berg op, klim die berg af, maak 'n verskil, sodat mense tot bekering kan kom. Amen.